Here Jesus, baie dankie dat ons U kan ken as Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here dat dit U diepste begeerte is om Uself aan ons te openbaar, sodat ons U kan leer ken. Die woord sê, elkeen wat in U glo, strome lewende water sal uit hulle binneste uitvloei. Here, wil U dit waar maak in ons lewens. En Here, breek daarom vanoggend U woord vir ons oop. Praat met ons, maak ons ontvanklik. Maak ons gehoorsaam, Here, sodat ons tot eer van U naam sal kan lewe. Amen. So vanoggend saam lees uit Markus 8 uit. Markus 8 van vers 34 tot 38. En die opskrif daar is om Jesus te volg. So Markus 8 van vers 34 af. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Ons gaan net tot daar lees vanoggend. Ons is in die Lewenkontak boekie besig met die hoofstuk om te gaan. Die Here nooi ons om saam met hom te wees. Hy rus ons toe, hy verander ons en dan stuur hy ons om ons goddelike roeping in die wêreld te gaan uitleef. Hy vra vir ons om dan te gaan gehoorsaam doen. So ek wil vanoggend sommer so met die deur in die huis val en sê dat ons is as kinders van die Here elke liewe dag van ons lewens in 'n geweldige stryd. Dis soos 'n oorlog waarin ons is, waarin ons moet stry tot die dood toe, waarin ons alles moet gee. En die stryd begin die dag as jou hart vir die Here gee. As jy, miskien moet ek dit anders te sê, want dit beteken baie meer as jou hart vir die Here gee, wanneer jy Jesus in jou lewe innooi en hom die Here van jou lewe maak. En hy ons wederbaar en ons om die baas van ons lewe maak. Maar van daai dag af, miskien net sê voor daai dag, het ons waarskynlik nie daai stryd nie, want dan kan jy dit eintlik nie voer nie. Maar die dag as jy die Here ontmoet, as jou verlosser, is jy in hierdie stryd gewikkel. En wat is hierdie stryd waarvan ek praat? Dis die stryd tussen die ou sondige natuur en die nuwe jy. Dis in die ou ek en die nuwe mens wat die Here my gemaak het. Dis die stryd oor vir wie gee ek die beheer van my lewe? En aan wie gaan ek gehoorsaam wees? Gaan ek myself gehoorsaam en my drang en my drifte, of gaan ek aan die Here gehoorsaam wees? Nou Jesus sê hier, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Nou vir die ou sondige ons, is dit ons nou nie lekker om te hoor, jy moet jou lewe neerlê en met jouself verloon nie. Dit klink net nie lekker nie, maar wie is, of watter mens wil homself verloon? Maar as mens mooi daaroor dink, dan kan jy dit net doen omdat daar twee jye is. As mens dit nou so kan sê, die nuwe jy en die ou jy. So die Here sê vir die nuwe jy, die een van wie sy identiteit en volle waar geword het, lê jou ou natuur neer. Wees gehoorsaam aan wat die Here van jou vra. So Jesus sê, verloon die ou sondige jy
en hou op om jouself oor te gee aan jou eie selfsug, jou eie drifte, jou drange, jou begeertes, en leef hierdie verlossingslewe wat die Here vir jou moontlik gemaak het. Nou Paulus sê nogal baie daaroor, ek net so 'n paar versies. Hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense in julle deur sondige begeertes, die ou sondige mense in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Moenie aan jouself oorgee nie, lewe volgens God se wil. Kolossense 3 sê, daarom omdat julle nuut is, omdat julle identiteit verander is, omdat julle saam met Christus gesterf het en opgestaan het as nuwe mense, sê hy, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewens is. Vers 7 tot 8 sê, vroeër het julle ook in hierdie dinge deelgeneem, hierdie ou sondige begeertes waar jy net vir jouself leef. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Julle het met die ou sondige mense se gewoontes gebreek, is nuwe gewoontes aanleer. En nou leef julle die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Skepper en tot die volle kennis van God. So die Here sê, ons moet onsself kruisig, die ou natuur in ons. Eintlik wil hy vir ons sê, hou op om net vir jouself te leef. Want vriende, anders as wat ons ou natuur dink en ons menslike self, is dit nie vir ons nadelig om onsself te kruisig nie. Inteendeel, sê Jesus, dis vir jou baie voordelig. Dit het ewigheidswaarde om jouself te kruisig, om nie meer vir jouself te leef nie. Dis soos wanneer mens iets beters ontdek en dan hy beter te leef. Nou, ek het gedink vir die kinders, dis nou nie vreeslik baie kinders nie, maar ek is mal oor roomys. So sê nou maar my lewe lank eet ek ek weet nie regtig, ek dink dit is sorbet, hierdie ysroomys. En ek's happy daarmee, ek's tevrede daarmee, en dan op 'n dag vertel iemand vir my van vol roomys. En ek proe dit en ek ontdek dit, dan gaan ek ons nou dom wees om aan te hou om die sorbet te eet. Behalwe is dit nou regtig so lekker is, maar vir my is dit nie so lekker soos vol nie. So, is iets daarvan, as Jesus vir ons sê, as jy die lewe in oorvloed wil leef, dit waarvoor ek my lewe afgelê het vir jou, daai lewe waarvoor ek aan die kruis gesterf het, as jy die beste moontlike lewe wil leef, sterf in jouself. Lê jouself neer. Wees bereid om op te offer en die minste te wees. En weer eens, dis net moontlik vir iemand wat klaar kind van die Here is. Daarom sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis die voorwaarde om agter Jesus aan te stap. Lê jou ou self neer. En om jou kruis op te neem is om jou met Jesus te vereenselwig. So wat beteken dit? Dit wat vir Jesus belangrik is, word vir jou belangrik. Dan begin die Here stadig maar seker vir jou wys waar jy verkeerd dink, verkeerd optree en verkeerd doen. So alles wat in die terme van die wêreld wonderlik is, begin sy aantrekkingskrag verloor. En dit wat vir Jesus belangrik is, word vir jou al hoe belangriker. So dit kom daarop neer, ek begin stadig maar seker al hoe minder vir myself leef en al hoe meer kies om aan die Here gehoorsaam te wees. Dit beteken dat ek my soeke na die erkenning van ander mense op menslike vlak begin verloor en sê ek wil eerder as mense se erkenning hê, wil ek Jesus se erkenning hê. Dis waar jy begin bereid wees om te sê, maar ek gaan 'n bietjie my gemak en my gerief, dit wat ek dink my gelukkig maak, neerlê in gehoorsaamheid aan dit wat die Here vir my vra. Dit beteken dat ek my veiligheid, wat vir my so kosbaar is, dat ek bereid is om dit neer te lê. En Bernard en Christus het iets daarvan vir ons gedemonstreer, want toe hulle 3 weke terug hier weg is,
hy het ons gesê, dis onverantwoordelik. Hulle was nie onverantwoordelik nie, hulle was gehoorsaam. Dat is 'n groot verskil. Want as die Here sê, gaan, dan gaan 'n mens. Dat doen 'n mens. Dit beteken dat waar daar 'n kans is, jy by die koninkryk van God betrokke kan raak, en iemand jou daarmee wil help, dan gryp jy dit met oop hande aan. Soos die 24 volwassenes en 14 kinders laas Sondag hulle name op 'n papiertjie geskryf het rondom hulle belangstellings. Ja, ek weet nie of jy iets van hierdie stryd hoor nie, vriende, wat in elkeen van ons woed, hierdie lewenslange worsteling tussen wat ek dink vir my goed is en wat die Here dink my goed is. Hierdie worsteling met my selfsug en my gemaksug. Daai denke, wêreldse denke waar ons dink, as ek net meer my eie ding kan doen, my eie plesier, my eie opwinding, as ek net meer kan versamel, dan sal ek gelukkig word, en dan begin 'n mens stryd daarteen en sê, nee, maar daar is baie meer as dit. Dan begin ons tyd opoffer vir die Here, want jy ontdek dit wanneer jy dit doen, jy 'n vreugde en 'n sin van betekenis kry wat jy nie kry as jy jou eie ding doen nie. Vriende, dis 'n moeilike stryd, en daarom is dit so dat in die meeste kerke reg oor die wêreld die meerderheid lidmate nie baie betrokke is nie, want dit is baie makliker en meer natuurlik vir die ou mens om nie 'n bietjie op te offer vir die Here nie. So ons bly baie gerieflik en baie gemaklik in dit wat vir ons gemaklik is. Maar nou waarsku Jesus hier, hy sê in vers 35, sorry, verkeerde knoppie. Wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Jesus sê vir ons, dit werk toe nie soos ons gedink het, dit werk nie. Die antwoord is nie om jou eie kop en jou eie gemaksig en jou eie ding te doen nie. Dit is om jouself neer te lê en die selflose lewe te leef wat Jesus vir ons gewys het. Ons begin eintlik eers regtig lewe as ons onsself so neer lê en ons kry sig ons gemaksig en ons begin 'n bietjie opoffer. En dit gaan nie meer oor wat ek kan kry nie, maar oor wat ek kan gee en wat ek vir ander kan doen. En dis wat Micha laasweek ook, hy het 'n bietjie 'n ander vormpie gewys, maar vir ons met hierdie teken gewys het. Vriende, ons is vasgevang by die linkerkantste sirkeltjie van ek leef my lewe waarvan Jesus 'n deeltjie daarvan is. Die lewe in oorvloed is regs, is wanneer ek nie meer vir myself leef nie, maar vir God en sy koninkryk. Jesus herinner ons hier dat ons leeftyd op aarde een of ander tyd gaan stop. En dan gaan dit wat ons gedoen het, ons gehoorsaamheid of ons ongehoorsaamheid, die ewigheid vir ons bepaal. En daaroor kan ek ook baie lank praat. Daarom sê Jesus vir ons, dit help nie jy leef jou lewe lank selfsugtig op jouself gefokus en jy mis die ewigheid. Dit help nie jy leef vir 70, 80 jaar en doen alles wat die wêreld jou kan bied. En jy geniet jouself op 'n wêreldse vlak, maar jy mis dalk die ewigheid nie. Maar die Here waarsku ook hier teen iets anderste. En dis mense wat hulle vir die Here skaam. Mense wat meer geplaas wat ander mense van hulle dink as wat die Here van hulle dink. Dis baie maklik om hier in die kerk te sê ons loof die Here, dis vir ons selfs baie keer maklik om ons hande op te steek. Môre in die werk of op die sportgrond, vir die gewone goed van die lewe, is dit nie so maklik altyd om nie saam met die groep te beweeg en die dinge wat die manne doen, te doen nie. Want ons is baie keer eenvoudig skaam vir die Here. En dan sê Jesus hier, wie om dan vir my woorde skaam, te midde van hierdie ontrou en sondige slag. Hoor nou hierdie woorde, vir hom sal die Seun van die mens ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele, en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. So ons skaam is om ons geloof uit te leef. Dan gaan Jesus skaam wees om vir die Vader te sê, dis my kind. Vriende, as ons in 'n posisie is waar ons probeer verberg dat ek ernstig is met die Here, het ons moeilikheid.
So ons is in hierdie lewenslange stryd. Ek wil iets doen, maar die Here vra iets anders te vir ons. En ons gaan ons lewenslang in hierdie stryd wees. Die wonderlike is, die Here vat ons so Die Here vat ons treetjie vir treetjie. En ek gaan sommer net een voorbeeld noem, dis ook in die boek. Dit kry ons in Lukas 5. Op 'n dag toe Jesus lank die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in, een van die skuite, een wat aan Simon behoort, en hy vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. En toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hy het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. En wat was die gevolg? En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so gelaat lê en sy volgelinge geword. Hierdie storieetjie of verhaal speel af so tydjie nadat Simon Petrus Jesus ontmoet het. Ons lees in Markus 1 dat Jesus hom en sy broer langs die see gekry het en gesê, kom volg my en ek sal jou visser van mense maak. En as ou nou die Bybel kronologies lees, dan kom jy agter Petrus stap saam met die Here en hy sien wonderwerke, hy sien hoe sy skoonma genees word, maar ergens langs die pad gaan hy terug na dit wat hy gedoen het en hy gevang weer vis. So hy het 'n tydjie saam met Jesus geloop en dan gebeur hierdie situasie. En Jesus vra vir Petrus, kan ek jou bootjie gebruik? Iets makliks, net om iemand jou bootjie te laat gebruik. Petrus sit saam met hom in die bootjie en luister sy bergpredikasie waarskynlik, wat ook al. En toe hy klaar is, toe vat die Here dit 'n stapie verder. En hy kyk, gaan Petrus hom vir die volgende ding gehoorsaam. En die volgende ding wat hy vra is, vat jou boot dieper in en gaan vang vis. En dan, ek gaan net so 'n slukkie water vat, terwyl ek drink maak. Ons sien dit nie so mooi hierdie, maar wat Petrus soms sê is, Here, mens vang eintlik in die nag vis. En mens vang in 'n sekere deel van die meer vis, nie hier waar ons nou is nie. So wat jy vir my vra, maak nie sin nie, dis onlogies. Maar waarskynlik omdat hy al gesien het wat Jesus kan doen, hy het hom 'n ruk gevolg, hy het die genesings gesien, demone wat uitgedryf is hy gehoorsaam en hy vat hom dieper in en hy vang hierdie magdom vis. Soveel sodat hy sy pelle moet roep om te kom help. En die gevolg van sy gehoorsaamheid is hierdie oorvloed vis, hierdie verwondering. En nou, na dit is Petrus bereid om alles te los en Jesus te volg. En net so roep die Here vir ons een dingetjie op 'n slag. Een klein dingetjie. Iets onbenullig soos sit jy naam op 'n lysie en kyk wat gebeur, of wat ook al. Of gaan kuier by iemand. Hy nooi ons kom, spandeer tyd met my, en dan stadig maar seker leer die Here ons om hom te volg, en soos wat ek en jy gehoorsaam is aan wat hy vra, sal hy ons verder vat, en meer met ons doen, en meer met ons doen. Hy gooi ons nooit sommer net in die diep kant in. So hy gaan weer iets vra, as jy gehoorsaam is, gaan hy jou weer vra, as jy ongehoorsaam is, gaan jy uitmis. Jy gaan nie die vis kan vang, spreekwoordelik gesê nie. Maar as jy gehoorsaam is, dan sal hy die volgende ding doen. En soos wat jy jouself kruise, dalk iets doen, jy wil nou iets lekker sports gaan doen, en die Here sê nie, en daai tyd vra ek iets anders, en dan dink jy, ek gaan ons nou my golf, of wat ek al, so mis. Maar wees gehoorsaam, maar gaan jy agterkom, dis baie meer vervullend as die wêreldse goed. Want jy kan hoe lekker die wêreldse goed doen, as dit verby is, daar's niks so vervullend, as om iets vir die Here te doen nie.
So elke keer wanneer ons onsself kruisig en gehoorsaam is, raak ons lewens meer vervullend, en elke keer wanneer jy jouself nie wil kruisig nie bereid is om jou eie gerief en gemak en tyd en geld op te offer nie, belemmer jy maar net jou geloofsgroei en mis jy uit op wat die Here vir jou wil doen. Ons is in hierdie stryd gewikkel, vriende. En die Here help vir ons om tree vir tree hierdie stappie te doen. Maar ek en jy moet elke keer kies om onsself te kruisig. En die Here doen dit baie keer ongelooflik subtiel, maar elke keer as jy die eie ek neerlê, al voel jy nog nie so nie, al sê net, Here, ek kies om gehoorsaam te wees, help my, sal hy jou help. En Jesus sê, as jy elke keer as jy jou lewe neerlê, sal jy dit behou. So elke keer as jy teen jou natuur kies, teen jou gemaksig en selfsug, gaan jy groei en ontwikkel en gaan jou lewe sin maak. Maar dit is teen ons natuur, vriende, dit kom nie van self nie. Dis iets waarna ons moet werk. So volgende keer as iemand jou roep of nooi of uitdaag, of die Here lê iets op jou hart en jy sê, nee, ek sien nie kans nie, ek het nie tyd nie, ek is nie gemaklik daarvoor nie, ek is nie nou daarvoor lus nie, dan kan jy so aangaan, as jy dit lank genoeg ontleed, dan hoor jy die woordjie ek kom oor en oor en oor na vore, kruisig hom net, en wees gehoorsaam. Kies teen jou menslike natuur, om jy selfsug en gemaksig te kruisig, en dan sal jy vreugde en oorvloed ervaar. So ek wil vir jou uitnooi, wil jy nie daai kans vat, om gehoorsaam te begin wees nie. Miskien vir jou so 'n vraag gevra. As jy terugdink in jou lewe, vir 'n oomblik, dink aan een ding wat jy gedoen het, wat betekenis in jou lewe gegee het. Wat vir jou diep vervuldheid gegee het. En as jy dit kan roep, gaan dit waarskynlik iets wees, wat jy vir iemand anders te gedoen het. Waar jy uit jou pad uit moes gaan, of vir iemand anders tot seën te wees, of ergens in te gaan, of om te gee wat jy nie eintlik wou gegee het nie. En dis hoe die Here werk. So as jy weer hoor die Here roep, of iemand daag jou uit vir iets, wees vinnig om te antwoord. Want op die ouend, vriende, gaan die lewe toe nie oor onsself nie. God het ons nie vir onsself geskep nie, maar vir hom en sy koninkryk. Hy het ons nie eens vir ons gesinne, soos Mara laasweek gesê het, geroep nie. Want ons hak baie keer vas by ek is daar vir my gesin, of selfs ek is daar vir my plaas, vriende, die Here vra alles. Baie keer is dit juis om daai gemaksone ook oor te steek. En dan, as jy gehoorsaam is, dan gaan jy op hierdie avontuur, hierdie wonderlike ervaring, die Here gebruik my, om te sien hoe die Here jou gebruik om ander mense se lewens te beïnvloed. Maar dis 'n stryd wat ek en jy tot die einde toe gaan moet stry, want die eie ek roep hard. Ons almal ken hom. Die Here sê vir ons, hierdie stryd is tot die einde toe, maar wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe terwille van my evangelie verloor, sal dit behou. Jy uitnooi, jy uitdaag om vinnig te wees, om te gehoorsaam, en ek wil nou vir jou kans gee om by die Here stil te word, en vir die Here te vra, Here, wat is daar? Een dingetjie wat ek kan doen, U nou vir my vra, in die week wat kom. So raak so 'n oombliekie stil, ek gaan genoeg tyd gee daarvoor, en vra, Here, wat is die een ding wat U van my vra, om U in te gaan gehoorsaam? Dit kan wees om 'n slag Bybel te lees, dit kan wees om 'n slag te bid, dit kan wees om na iemand toe te gaan. Ek gaan nie vir jou sê wat dit is nie, die Here wil dit vir jou op jou hart lê, maak 'n bietjie tyd en luister na hom, en dit gaan net 'n gedagte wees wat in jou kop opkom, dat jy net gaan weet, dis nie jou eie gedagte.
En dit gaan waarskynlik 'n gedagte wees wat jou 'n bietjie uitdaag. Here Jesus, ons vra dat U ons sal help om fyn ingestel te wees, om te hoor wanneer U praat, in 'n boodskap, in 'n preek, deur die woord, deur die Gees in ons, en dat ons vinnig sal wees om te gehoorsaam. Help ons om mekaar ook aan te moedig tot gehoorsaamheid. Here, dankie dat ons ook vir mekaar kan bid, en ons wil vanoggend bid vir Andrei Marits, wie se pa oorlede is, wil U vir hom en sy familie, sy ma in hierdie tyd besonder ly en dra. Mag hulle U as Vader en Heilige Gees as trooster op nuwe maniere ervaar. Dankie dat dit met Tannie Marie beter gaan, ons bid dit haar enkel volkome sal genees. Here, dankie dat hulle al twee ook kan getuig van U teenwoordigheid en U trou in hierdie tyd. Here, ons wil ons gemeente in U hande kom plaas. Ons wil onsself in U hande kom plaas. Ons wil vir U sê, Here, maak met ons soos U wil. Bly vir ons, wys vir ons, en help ons om vinnig te wees en gehoorsaam. Amen. Ek gaan Christus net 'n bietjie vir ons terugvoer gee. Hulle het die week vars teruggekom uit die Oekraïne uit. Bernard is al amper weer op pad. Hy gaan net nou so ietsie daarvan deel. Dis my moet lekker inbeding vir ons. Amper lekker. Goeiemôre almal. Ons is baie dankbaar om terug te wees. En ons sukkel nog 'n bietjie om ons emosies te verwoord en om alles wat ons ervaar ook te verwoord. So die doel van vanoggend is maar net om vir julle te probeer om 'n kykie te gee van dit wat ons gesien en ervaar het. Ja, so ons elkeen het ons eie prentjie oor wat die oorlog in die Oekraïne behels. As gevolg van dit wat ons in die media sien. So die eerste video van wat ek julle gaan wys is bloot net 'n video soos wat ons in die land ingekom het en dit wat ons gesien het. Dit is alles in Kiev. Hier is die vlaggies vir die soldate wat almal gesterf het in die oorlog. So alles lyk as dit doodnormaal aangaan. Daai is om die vensters van die besighede te beskerm. Dit is om die standbeelde te beskerm.
So, ooglopend lyk dit asof alles normaal is, tot ons eerste alarm hoor. Nou, 'n alarm is 'n alarm wat afgaan die oomblik as daar iets van die ander kant af geskiet word, wat die Koreaanse ligstelsel, die radarstelsels optel. Nou, dit is, ja, die eerste keer wat ek dit gehoor het, was ek nogal skrikwekkend. En, ja, dit gaan af, en dan die oomblik wat, dus dit gaan oor die hele dag. En dan die oomblik wat hulle besef na watter kant toe die siel of droom of watter kant toe al gaan, dan word daai streek gewaarsku met nog alarms. Nou die alarm gaan aan, of die alarm stop na 'n rukkie, maar almal wat dan deel is van daai area waar die alarm afgegaan het, moet dadelik gaan skuiling soek. So of jy nou met jou winkeltrolley besig is in die winkel, of jy in 'n koffieshop sit, op jou rekenaar en werk met iemand 'n afspraak het, jy los alles onmiddellik, die winkels maak onmiddellik toe en jy moet gaan skuiling soek. As jy by die huis is, dan gaan jy in die gang, of enige plek waar daar nie vensters is nie, nou dit is die gang of die badkamer waar daar nie vensters is nie, sodat as jou gebou geskiet word, dat jy nie deur die glas geraak word nie. So die mense gaan in, kom ons sê nou, in die gang in, en dan onmiddellik begin hulle net bid. Hulle bid dat wat ook al afgeskiet is in die siel, nie dat hulle soldate bereik dit sal regkry om dit af te weer. Hulle bid vir die veiligheid van die soldate, hulle bid vir hulle eie veiligheid, hulle bid vir die veiligheid van die milisie, hulle bid vir die veiligheid van hulle familie, hulle bid dat die Here hulle sal beskerm. So dit is wat hulle doen. So ek wil net vir julle speel, hoe klink dit as daar 'n alarm afgaan? So die volgende video wat ek wil, 3 video's wat ek wil gaan wys is, hierdie een is in Lewe wat ons self die gebouwe gaan besoek het wat geskied is. En dan die volgende video is ook daar by Irpin en Butcha wat in die begin van die oorlog geskied het. Ons het allemaal op die televisie gesien hoe die mense uitgehelp is uit daai dele. En dan gaan ek ook vir julle 'n video wys van 'n ontploffing wat ons gehoor het, maar wat nie naby ons was nie.
Hierdie mense se lewens gaan aan. Hulle leef in absolute geloof en is in 'n totale afhanklikheid van die Here. Hulle is nog steeds opgewonde, gaan elke dag aan met hulle lewens en is bereid om die pad te stap vir die kinderlewe. Is net so toegewyd soos voorheen. Maak planne om saam met die Here te hoor hoe verder. Ons kan die Here eer en vertrou vir dit wat hy daar doen en wat sy plan is met elke kind wat getraumatiseerd is. Die Here moet op ons die wysheid en die insig gee hoe om dit in volledigheid te kan doen. Maar ons vertrou die Here en ons sê so baie dankie vir hierdie mense wat daar is, wat toegewyd op die pad stap, omdat hulle ook 'n passie het vir kinders. Ja, en dan die werklikheid van dit alles is dat hulle elke dag gekonfronteer word met leer en lank. Elke dag totaal afhanklik is van die Here en die Here se beskerming. Ons het wonderwerke gehoor, ons het gehoor hoe mense ons vertel, dat elke aand as hulle gaan bid, sê hulle vir die Here, baie dankie dat hulle kan weet dat hy hulle sal beskerm vandag. Maar as dit nie sy wil is dat hulle môreoggend wakker word, die weet hulle lank wat hulle gaan. Ons het baie mooi stories gehoor. Ons het selfs gehoor van soldate, Russiese soldate wat hulle self oorgee, bloot omdat hulle net nie meer kans het om betrokke te wees by die oorlog. Daar's mense van reg oor die wêreld, al die omliggende lande wat in die humanitêre hulp voorsien, en daar's mense wat op verkeering kom by die hordes. So ons is regtig, ons kan die Here se hand sien in dit wat daar gebeur, en ons is dankbaar om deel te kan wees daarvan. Ons wil vir julle baie dankie sê vir almal wat ons gebid het, want sonder julle gebede sou ons dit nie kon doen nie. Ja, ons was bang, my hart het 'n paar keer in my keel geklop, maar dan om net saam met hulle te bid en vir die Here te vertrou dat hulle is veilig daar sal uitkom. Baie dankie. Ja, ons kan aanhou om vir die mense te bid, want elke dag, hoe daar gesê, gister was al 5 ure langs in die Oekraïne, in Kiev. So ja, hulle leef konstant onder daai goed. En ons het gesien, daai ontploffing wat julle gesien het, ons was almal besig op pad om by mekaar te kom in Lepro, en hulle het vir ons gesê, in die dae wat ons met hulle gepraat het, ag, mense raak dit gewoond en jy's alright. Maar ons het gesien, hoe lyk hulle toe hulle by mekaar kom. Jy raak dit nie gewoond nie, en jy is nie alright, as sulke goeders gebeur nie. Nou net gebeur, terwyl jy op pad is om by mekaar te kom nie. So ja, so dit is ons moet regtig aanhou vir hulle om te bid. Weet julle, dit is nou omtrent in hierdie tyd, 24 jaar terug, wat ek hier voor die gemeente gestaan het, of na die kerkraad toe gekom het en gesê het, ons wil 'n bediening begin, ons was in die Oekraïne, ons gemeente, en ek het met 'n plan by die Here gekry daaroor hoe om 'n kinderbediening te begin. En maar die gemeente het gesê, ja, ons sal julle ondersteun finansiëel en in gebed.
Dis 24 jaar terug. En ek kan nie vir julle sê wat so ongelooflike werk doen hierdie mense nou om getraumatiseerde kinders te help nie. Hulle het van die begin van die oorlog af, het hulle begin om lesse te skryf, wat ouens nie net in die Oekraïne nie, maar ook oor hele Europa waar die mense versprei is gebruik. Hulle het 'n hele paar honderd mense opgelei om getraumatiseerde kinders te help in 'n baie eenvoudige stelsel. Hulle het 'n klomp kampe gehou waar hulle 'n paar duisend kinders bereik het. So net die ongelooflike dat daar mense is wat hierdie kinders kan help om hulle trauma te verwerk. Maar daar's nog klomp kinders wat gaan terugkom en daar is nog verskriklik baie werk. So ons hoop om saam met ander organisasies wêreldwyd ook nog daar 'n groot verskil te maak. Maar ons weet die bediening is nie net in die Oekraïne nie. Ons is ook al vir 20 jaar, is vir jaar 20 jaar terug met ons eerste opleiding in Rusland gegee het, Armenië, Georgië, en sedert COVID kon ons nie hierdie mense gaan besoek nie. Nou gewoonlik het Luda hulle gaan besoek en het Luda hulle gaan bemoedig, maar uit die aard van die saak is Luda nie meer op die oomblik die regte persoon om die Russe te bemoedig en te gaan besoek nie. So dit is, en ja, verhoudings is versteur deur hierdie oorlog, dit is baie sleg, so dit is verskriklik nodig dat ek Rusland toe moet gaan om ook met daai mense te gaan tyd spandeer. Ek is soos my pa met geestelike kinders, ek het Russiese kinders en Oekraïense kinders, ons gemeente het Russiese kinders en Oekraïense kinders en Armeniese kinders, en dit is nodig dat ek hulle ook gaan besoek. So die Here het regtig vir my in hierdie tyd, veral wat ek in die Oekraïne was, nog meer op die hart gelê dat ek moet so toe gaan, so ek gaan alleen, Christus gaan nie saam nie, oor 2 weke op die 6de November wil ek graag gaan, so vir 2 weke, ek gaan net so 2 dae in Georgië wees, 3 dae in Armenië, en dan die res van die 2 weke in Rusland, en 2 dele van Rusland dan die mense sien. So ja, so net sê, ons kan nie 'n bediening wat vir 20 jaar opgebou is, nou laat uit mekaar uitval, deur nie so toe te gaan nie, en Luda kan nie gaan nie. So ja, so as een van julle op die hart voel, julle wil saam met my gaan, dan moet jy praat, mens het geen visas nodig nie, jy het net 'n paspoort nodig, dan is jy welkom om saam met my te gaan, maar anders so nie gaan ek alleen oor 2 weke. Maar weer eens baie dankie vir julle ondersteuning en gebede. Dan Christus, baie dankie dat julle gegaan het en ons deel daarvan gewees. Die mense van ander kant af het 'n sak lekker saamgestuur vir die gemeente. So ek gaan na die tyd, ek en Christus by die agter staan, daar gaan die wat nou diabetes moet dalk nie vat nie, daar is 'n paar lekker bieskort, maar dan kan julle gou die kinders en die groot mense vir julle elkeen 'n lekker kom haal gou daar. Ons is sommer agter staan as die kerk uitkom buitekant, dankie. Dankie Bernard, ek klaar my bestelling vir 'n melktjie ingesit. Vriende, as Bernard gaan, die gemeente se finansies is nie op hierdie stadium so dat ons kan help nie, maar ons het gedink dat ons wil vra as of van julle is wat wil help ondersteun. Ons help met 'n deel, ons kan nie met alles nie. Bel hom, bel my, bel die kerkkantoor. Ons gaan kyk of ons kan al die kostes dek. Die vorige een het World Vision 'n groot deel gedra, maar hierdie keer kan hulle nie help nie. So kom ons help vir Bernard hulle en ons maak dit moontlik. Ons sal volgende week vir Bernard uitstuur. Maar ek moet sê, Sakkie het my eendag gebel, toe daai bomme in Nieper, toe hulle daar was afgegaan en hulle op pad na Lviv toe was. En dan skrik 'n ou nog wel as hy nou weet, julle is daar, soos ons bly, julle is terug en veilig.